almal en baie welkom by vanoggend se erediens. Ons wil vanoggend egter veral vir Dr. Fanie Cronje en vir sy vrou Engela by ons verwelkom. Fanie het op die 1 Julie by ons aangesluit as die nuwe voltydse predikant in Linwood gemeente. Dit sou vandag sy amptelike bevestiging gewees het, maar as gevolg van die nuwe COVID-maatreëls kan dit nie gebeur nie. En verwelkom ons net vir Fanie en vir Engela en die amptelike bevestiging sal dan by 'n later geleentheid plaasvind. Nou, dit was 'n lang pad om tot hier te kom. Ons het die pos reeds aan die einde van 2019 geadverteer en toe kort daarna in Maart 2020 het die COVID-pandemie ons getref en dit het tot gevolg gehad dat alles en ook hierdie beroepingsproses baie stadig geraak het. Maar uiteindelik het ons 'n klomp aansoeke gekry, meer as 60 aansoeke vir die pos gekry en daaruit het die kerkraad of het die kommissie wat daarmee gewerk het, 6 persone genooi vir 'n onderhoud en uit die 6 persone is daar 3 persone, 3 name gekies wat vir die kerkraad deurgegee is, die aanbevole groep waaruit iemand beroep kan word en op 6 April het die kerkraad toe 'n vergadering, 'n buitengewone beroepingsvergadering gehad waar Fanie dan beroep is as predikant na Linwood gemeente toe en hier is ons vandag waar ons vir hom en vir Engela kan verwelkom in Linwood gemeente. Nou wie is dit vir wie ons vandag verwelkom? Wie is Fanie? Ek dink u het waarskynlik reeds die kans gehad om in hierdie week se kontak die stuk te lees wat Fanie geskryf het en waar hy kortliks vir hom en Engela aan die gemeente bekendstel. Maar ek wil tog van my kant af 'n paar dinge noem oor Fanie, oor wat ons van Fanie raak gesien het en wat ons opgeval het van hom, wat vir ons mooi eienskappe was. Ek dink die eerste wat ek sou wou noem is dat Fanie 'n gesoute predikant is. Fanie is al vir meer as 25 jaar is hy voltyds predikant in 'n gemeente. Die tweede wat ek van Fanie sou wou noem is dat hy 'n bekwame teoloog is. Fanie se fokusterrein in die teologie is die Ou Testament. Fanie het sy proefskrif geskryf oor die boek Jesaja. So u kan vir hom enigiets vra oor Jesaja. En dan daarmee saam moet ek noem, en eintlik kan 'n mens hieroor heel wat meer sê, maar miskien is dit iets vir 'n later geleentheid, en dit is dat Fanie baie lief is vir die Bybel, vir Bybel lees, en om saam met ander mense, saam met lidmate die Bybel te lees, en op soek te gaan na die verstaan van die Bybelteks. Nog 'n ding van Fanie, nog 'n kenmerk van Fanie is ook 'n argeoloog, 'n entoesiastiese argeoloog. Hy het al betrokke gewees by verskeie opgrawings in die Midde-Ooste en ook in Griekeland. Nou ek het gedink ek wil tog vir Fanie 'n bietjie vra oor die argeologie, of hy regtig die argeologie as 'n wetenskap vertrou of hy dit hoog aanslaan, want ek het nou al 'n paar vreemde goed oor die argeologie gelees. Ek het byvoorbeeld onlangs gelees van 'n opgrawing wat in Brittanje gedoen is, so in 1971 rond, het 'n groep Britse argeoloë opgrawing gedoen, en toe hulle so by 15 voet kom, toe tref hulle 'n klomp koperkabels, 'n netwerk van koperkabels onder die grond. En toe besluit hulle, na redelike beraadslaging, dat die Britte was omtrent 150 jaar gelede reeds 'n baie gevorderde samelewing, 'n tegnologies gevorderde samelewing, wat 'n ingewikkelde kommunikasienetwerk gehad het, wat met behulp van hierdie koperkabels kon hulle in die stede en in die dorpe met mekaar praat. Nou die Amerikaners het hiervan gehoor en toe besluit hulle gaan hulle eie opgrawings doen. En hulle begin toe daar in hulle land ook 'n klomp Amerikaanse argeoloë en hulle grawe en hulle kom so by 20 voet uit. En daar tref hulle toe ook 'n klomp koperkabels, nog 'n groter en 'n fyner netwerk van koperkabels. En toe besluit die Amerikaners, Amerika was 200 jaar gelede
al 'n baie gevorderde samelewing, 'n tegnologies gevorderde samelewing wat hierdie fyn kommunikasie netwerk gehad het. En die Russe het toe nou kennis geneem van die publikasies hieroor in Engeland en in Amerika, en toe besluit die Russe, maar hulle gaan self ook hulle eie stuk navorsing doen. En hulle stuur toe 'n groep argeoloë Siberië toe. En daar in Siberië begin hulle toe nou grawe, en hulle grawe verby 15 voet, en verby 20 voet, en so kom hulle uiteindelik by 25 voet, en by 25 voet, toe tref hulle niks. En toe wonder hulle, toe beraadslaag hulle hou dinkskrams en klein groep besprekings, en uiteindelik toe kom hulle tot die gevolgtrekking, dat Rusland was 250 jaar gelede al 'n uiters gevorderde samelewing, wat tegnologies baie gevorderd was, en wat selfs tot in die uithoeke van Siberië draadloos gekommunikeer het. Nou ek weet nie van nie regtig, ek bedoel 250 jaar gelede wifi, ek kan dit amper nie glo nie. Maar nog ietsie oor Fani. Fani is lief vir mense, verhoudings is vir hom geweldig belangrik, en ek dink ons sien uit daarna om dit ook te beleef in die gemeente. Ek dink Linwood is 'n gemeente vir wie verhoudings baie belangrik is, so in die opsig dink ek, glo ek en verwag ek dat Fani goed en mooi by ons gaan inpas. Nog 'n kenmerk van Fani is lief vir die kerk. En ek dink dit kom onder andere daarin tot uitdrukking dat Fani op baie plekke in die kerk betrokke is. Nie net in 'n plaaslike gemeente nie, maar ook in die Weier Kerkverband, soos by die Noordelike Sinode en ook by die Algemene Sinode is hy by verskillende werksgroepe en kommissies betrokke. Die laaste wat ek van Fani wil sê, is dat Fani is 'n gelowige mens. In sy CV skryf hy hy moes antwoord op 'n vraag wat aan hom gestel is, antwoord hy soos volg, en hy begin die vraag so antwoord, hy sê, die argimediese punt van my geloof is dat God ons skepper is, ons verlosser is, en dat God in ons, om ons, deur ons en met ons is. Fani, baie welkom aan jou en Engela hier in Linwood gemeente. Ons hoop en ons glo julle gaan baie gelukkig hier wees. Ek en my kollegas sien uit daarna om saam met jou te werk, en ons as gemeente sien uit daarna dat jy ons ook seën met die gawes waarmee die Here jou toegerus het. Baie welkom. Ek wil net vra dat Jean-Marie nou na vore kom asseblief. Baie dankie Erik. Ek gaan nou ook vra dat Fani vorentoe sal kom. In hierdie kort tyd het ons reeds iets van sy menswees leer ken, sy warmte, en ons wil sommer net vir sê baie welkom Fani, en ons hoop jy geniet dit hier, en ons sien uit om jou meer beter te leer ken en om saam met jou te werk. Baie dankie Jean-Marie, ek waardeer julle verwelkoming. Ons as Christene het 'n baie goeie gewoonte in die sin dat ons baie keer met handoplegging vir mekaar bid. Nou as gevolg van COVID kan ons dit nie vandag doen nie. Maar ek wil 'n alternatief voorstel, en dit is dat jy daar waar jy by die huis is, jou hande so oopmaak, soos iemand wat sê ons ontvang genade van God af. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, U het ons eerste lief gehad. Baie dankie dat ons kan weet, ons rus op die skouers van gelowiges vir eeue al. Baie dankie dat ons vandag vir Fani kan ontvang, vir hierdie wonderlike voorreg om 'n nuwe kollega hier te kry. Here, ons bid vir hom en Engela, dat hulle tuis sal wees in ons gemeente, selfs al is dit in hierdie fase van ons lewe, regtig 'n vreemde tyd in terme van afstand handhaaf. Ek wil vra Here dat U vir hom sal seën met sy werk, gee vir hom wysheid, gee vir hom insig, lankmoedigheid en vrede. Here, help dat ons in ons gemeente saam sal groei, en dat ons sal weet, U is ons God. Ons weet nie altyd wat om te sê nie, ons verstaan ook nie altyd wat gebeur nie, maar ons weet, Here, U is in beheer, en in U hande plaas ons onsself. Amen.
Liewe gemeente van Linwood, baie hartlik welkom by vanoggend se erediens. Ek weet nie of jy hom spesifiek op Sondagoggend 9:00 kyk, of jy dit dalk in 'n ander tyd van die week kyk nie, maar hoe dit ook al sy, waar jy jou ook al op hierdie stadium mag bevind, baie hartlik welkom. En mag vanoggend se geleentheid vir elkeen van ons 'n eg belewenis wees dat die Here teenwoordig is, al is ons nie in persoon by mekaar teenwoordig nie. Mag ek ook begin om vir my kollegas, vir my nuwe kollegas te sê, baie dankie vir die manier waarop julle my vanoggend welkom geheet het, waarop julle my reeds welkom laat voel het, vandat ons begin het om met mekaar te praat oor praktiese sake. Ek is bly om te kan sê dat ek ook die kantoorpersoneel en die terreinpersoneel hier by die gemeente reeds kon ontmoet, en is vir my lekker om hulle name nou al te ken en te kan onthou, en as ek hulle sien, op die naam te kan noem. Baie dankie, liewe gemeente, dat julle op so 'n besondere manier onder vreemde omstandighede my en Engela welkom laat voel. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil, en dan stel ons in op hierdie erediens. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Daarom, vriende in die Here Jesus Christus, mag daar vanoggend vir elkeen van julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God, van wie ons lewe kom en na wie ons lewe toe terugkeer. En in die naam van die Seun, hy wat ons skuld gedra het, en in die naam van die Heilige Gees, hy wat ons nuut maak. Amen. Nou dat die Here ons gegroet het, antwoord ons met 'n loflied, en op julle skerm sal u loflied pas verskyn.
Vriende, nou dat ons die Here geantwoord het op sy seëngroet, luister ons na sy wil, soos dit saamgevat word in Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Vriende, ons antwoord nou op die wil van die Here deur 'n lied saam te sing, lied 245, wat nou op die skerm gaan verskyn. Vriende, vir oggend se skriflesing kom uit Filippense 3 vers 1 tot hoofstuk 4 vers 1. En ek sal vir julle verduidelik hoekom ek tot by hoofstuk 4 vers 1 lees. Ek lees vir julle uit die 2020 vertaling uit. Verder, my broers en vriende, nou weet julle al, die destydse wêreld was 'n wêreld waarin die openbare ruimte die man se ruimte was. Daarom praat die Bybel van broers, maar daarmee word vrouens en kinders en trouens ook slawe van die betrokke mans wat aangespreek word ingesluit daarbey. Verder, my broers, verbly julle in die Here.
Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër, uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag alle skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan die lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dood kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eensgesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie, van wie ek julle dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan vas in die Here, geliefdes. Vriende, tot sover die skriflesing. Gemeente, kom ons begin deur vir mekaar te sê, min dinge voel vanoggend reg. Die gemeente is nie in die kerk gebou nie. Die erediens word nie lewendig uitgesaai nie. En hierdie is geen tradisionele bevestiging van 'n nuwe predikant. Met 'n kennismaking tussen predikant en gemeente. 'n lekker saamkuier met verwelkomende woorde nie. Vanoggend is glad nie 'n gewone intreepreek nie. Daar is diegene wat twyfel of 'n gemeente onder ons huidige omstandighede moet beroep. Daar's eweneens diegene wat meen 'n predikant behoort nie onder huidige omstandighede van een gemeente na 'n volgende gemeente te skuif nie. Hoe dit ook al sy, vriende, ons is vanoggend waar ons is. Wat ek wel weet, is dat ek met die grootste oortuiging ja gesê het vir hierdie beroep. Wat die gemeente betref, die bediening moet voortgaan. Ons hoor dikwels mense sê dat hierdie en soortgelyke pandemies gekom het om te bly, en dat ons maar sal moet oefen om onder hierdie soort omstandighede ons lewe te leef,
ook as gemeente, as liggaam van Christus Jesus. 'n Volgende fase in Linwood gemeente se reis saam met God begin. En 'n volgende fase in my en Engela se bediening begin ook. Wat die uiteinde van hierdie deel van julle en ons reis sal wees, die weet ek nie. Maar vanoggend wil ek op grond van die getuienis in Filippense 3 vers 1 tot 4 vers 1 en dus in die naam van die Here vir my en vir julle van 'n stukkie sekerheid getuig. En mag die Here gee dat ons as gemeente hierdie volgende fase met hierdie sekerheid sal betree. Hoewel pandemie soos wat ons tans beleef in die antieke wêreld geen vreemde verskynsel was nie. Trouwens, dit het nogal meer gereeld voorgekom as wat ons sou vermoed. Is daar geen getuienis in die teks dat Paulus en die gemeente in Filippi in dieselfde omstandighede is waar ons nou is nie. En ons moet dit besef, so ons kan nie sommer net sonder meer direkte lyne trek tussen die brief aan die Filippense en dan besonder hierdie gedeelte wat ons pas maar gelees het en ons omstandighede vandag nie. Wat ons en Paulus oënskynlik wel met mekaar deel, is 'n tyd van lyding en van onsekerheid, waar daar sprake is van diverse opinies en stemme oor hoe gelowiges onder die omstandighede behoort te leef. En dit geld dan as vanoggend se aanknopingspunt. Filippense is een van 13 briewe wat in die tradisie aan Paulus toegedig word. Diegene wat hulle toewy aan Paulus navorsing, noem Filippense een van die egte briewe van Paulus. Die bedoeling, dit kom wel uit die damkring van Paulus uit. Dit word verder genoem of beskou as een van die sogenaamde gevangenskapbriewe van Paulus. Paulus was by meer as een geleentheid in die gevangenis en by een van hierdie geleentheid, so leer Nuwe Testamentiese ons, is hierdie brief op skrif gestel. Sommige sê dit lyk na 'n saamgeflanste brief, want die stemming wissel nogal gereeld en dit lyk of hy verskillende temas hier aanspreek. Maar hoe dit ook al sy, as ons die brief lees, dan lees ons dit vanoggend as die getuienis van Paulus. Die brief is gerig aan gelowiges, mense wat die Here Jesus volg, wat in Filippi gebly het. Filippi was 'n stad in die destydse Macedonië wat deel van Griekeland was en dit het gelê op 'n belangrike roete van die antieke wêreld wat oos-wes gestrek het. Dit is vernoem dat die naam van Alexander die Grote se pa, Philip van Macedonië. Volgens Handelinge 16 was hierdie gemeente die eerste gemeente van Paulus op Europese bodem gewees. Die mense wat hy hier aanspreek in die brief is gelowiges wat die godsdiens van Israel nagevolg het en van wie die meeste deel was van die verstrooiing. Met ander woorde, hulle is nie in hulle vaderland nie, hulle is nie in Judea of Galilea nie, maar hulle bevind hulle buite hulle vaderland. Daar is 'n minderheidsgroep waar hulle deel is van diegene wat leef vanuit Israel se tradisie uit. Die brief is dan ook dus geskryf nie vir mense buite die gemeente nie, maar dit is geskryf vir gemeentelede. Gemeentelede wat die oorlewering van ou Israel op verskillende maniere interpreteer. En Paulus rig hom hier teen mense in die gemeente wat Jesus anders sien as wat hy oortuig is ons die Here behoort te sien. Met ander woorde, ons kan sê hier is sprake, of ons het hier te doen
met 'n godsdiens interne gesprek. Die opponente of die vyande, die honde, na wie Paulus hier verwys, is nie heidene nie, is nie ongelowiges nie. Dit is gemeentelede wat nie leef vanuit Christus se verbondenheid met hulle nie. Later meer hieroor. Ons moet ook vir mekaar sê, ons kom natuurlik in die middel van 'n gesprek hierin. Ons gryp sommer 'n gedeelte uit 'n brief uit en nou praat ons met mekaar daaroor. Maar die brief het 'n bepaalde struktuur en daar's 'n bepaalde argumentering en ons tree nou sommer in die middel daarvan in. As ek dit baie kort kan sê, ek wil nou nie verder oor die struktuur uitbrei nie. Ons bevind ons in die tweede van die twee hoofdele wat ons hier in die brief kry en hier rig Paulus hom in 'n besonder teenoor daardie mense wat die geloof anders interpreteer as wat hy by die Here geleer het om dit te doen. En vriende, daarom laat ek hoofstuk 3 vers 1 en hoofstuk 4 vers 1 gelees het. Ek het dit gelees omdat hierdie twee verse, hierdie gedeelte baie mooi afrond. Ons praat daarvan as 'n inclusio, met ander woorde, van die gedagtes wat in hoofstuk 3 vers 1 staan, kry ons weer in hoofstuk 4 vers 1, en hierdie gedagtes omarm as te ware al die verse wat tussenin staan, en dit is hoe ek dit dan nou vanoggend lees. En in hierdie twee verse, hoofstuk 3 vers 1 en hoofstuk 4 vers 1, kry ons die basis en die doel van dit wat Paulus hierso wil beduie. Die woorde, broeders, in die Here, sekerheid, geliefdes, my geliefdes, dit is alles woorde wat ons laat sien, wat is hier ter sprake, waarom gaan dit in hierdie gedeelte? Dit gaan oor mense wat aan mekaar verbind is, broeders, geliefdes. Verder gaan dit oor waarin hulle sekerheid lê, waarin hulle moet vasstaan. En dit wat hulle sekerheid is, dit waarin hulle moet vasstaan, is die gedeelte, 2 keer word gesê, in die Here. Hulle is verbind aan mekaar, hulle is in die Here, en hierin lê hulle sekerheid. Dit is belangrik dat ons sal onthou, in die antieke wêreld was liefde nie in die eerste plek 'n emosie nie. Liefde was eintlik verhoudingstaal gewees. Liefde was die gom wat 'n gemeenskap aan mekaar verbind. So jy het nie noodwendig altyd saam met iemand gestem nie. Jy het nie altyd van iemand gehou nie, maar julle was aan mekaar verbind. Engela sê dikwels, laat ek nou 'n slukkie vat net om moed te kry. Engela sê dikwels, sy's lief vir my, maar sy hou nie altyd van my nie. En dit is wat ons hier so sien. Paulus sê, waarin julle sekerheid lê, is dat julle aan mekaar verbind is. Ons as gemeente is in Christus aan mekaar verbind. En dit sê dan ook sommer, wat is die tweede grond, wat is die tweede basis van hierdie sekerheid? En dit is, ons is in die Here. Ons is in die Here en ons is aan mekaar verbind. Dis die een ding wat ons kan weet in onseker tye, in tye van uiterste uitdaging, vir baie mense tye van lyding en swaar kry. Die geloofsgemeenskap is aan mekaar verbind in die Here. Tweede ding wat ek wil uitlig is die opponente in Filippense. Soos ek net gesê, die opponente is nie heidene nie, is nie ongelowiges nie, is nie godslasteraars nie. Dit is mense binne die geloofgemeenskap wat egter nie Jesus se interpretasie, Jesus se vertolking van die wet en die profete en die geskrifte daarop nahou nie, maar hulle volg die vertolking van die fariseërs, die sadduseërs en die skrifgeleerdes. Dit maak dat hulle dele van ou Israel se tradisie uitsluitend gebruik en voorwaardelik gebruik. En die verwysing hier na die wet
Ek hou daarvan om dit te taal met Torah, want 'n wet het by ons gewoon 'n juridiese betekenis. Die Hebreëse woord Torah het 'n baie wyeer betekenis. Dit kan onder andere soms ook na wet in daai sin verwys, maar meer dikwels na die onderwysing of die bepalings of die voorskrifte van die Here of die lering van die Here. Met ander woorde, in hierdie geloofsgemeenskap, daar in Filippi, was daar diegene wat die tradisie van Israel, wat die wet en die profete en die geskrifte so verstaan het, dat hulle mense wat nie in bepaalde vereistes voldoen nie, uitgesluit het. En hier met name die besnydenis, Paulus noem dit spottenderwys, die versnyding, en dan die verwysing na die buik. Hierdie wat hulle God is die buik, verwys nie na mense wat te veel eet nie. Dit verwys hoogs waarskynlik na die dieetvoorskrifte wat die Fariseërs, Sadduseërs en die ander skrifgeleerdes daarop nagehou het. Paulus noem hulle in taal wat vir ons as 21ste eeuse sensitiewe westerlinge na haatspraak klink. Hy noem hulle honde. En wat is die ander woord wat hy gebruik? Ek het nou 'n oomblik vergeet. Wat se leiers noem hy hulle? Laat ek nou net gou my plek kry. Hoekom het ek dit nou heeltemal verloor? O ja, slegte arbeiders. Hy noem hulle honde en slegte arbeiders. Woorde wat ons nie sommer in goeie geselskap sal gebruik as ons na medegelowiges verwys nie. Maar hoekom verwys Paulus so na hulle? Want in hulle soeke na sekerheid, in hierdie omstandighede van swaar kry, sien hulle God se woord nie in die regte lig nie. Hulle plaas die fokus op 'n verkeerde plek. En Paulus sê, as dit waarvan hulle nou praat, dit wat hulle nou as basis, as vertrekpunt gebruik, dan nou die belangrikste in die geloof is, maar hy voldoen aan al die standaarde. Hy sê, maar dit is vir hom betekenisloos. Weer gebruik hy, soos met honde, gebruik hy 'n baie sterk woord. En vriende, vir ons is dit dalk nou nie, is dit nou nie soveel seggend nie, maar destyds was dit. Hy verwys na hierdie goed wat hy is, 'n Hebreër, uit die stam van Benjamin, 'n Fariseer, 'n ywerraar vir die wet. Hy verwys daarna as drek, as 'n uitwerpsel. Dit het die gemeente destyds geskok. Paulus sê, man, as dit gaan om uiterlike godsdienstige voorskrifte, jy kry nie iemand wat beter as ek is nie. Maar weet jy, in tye van onsekerheid, in tye van swaar kry, in tye wat ek nie seker is van môre nie, is hierdie goed verwerplik. Dis drek. Waarop moedig Paulus die gemeente aan, moet hulle fokus. Hulle moet daarop fokus dat God hulle gegryp het. Is toch al 'n sterk woord wat hy gebruik. Paulus sê hier, ek leef vanuit die sekerheid, laat God my gegryp het, dat hy my syne gemaak het. En daarop gryp ek na hom, vir my sekerheid, vir my hoop. Paulus sê, my regverdigheid, my geregtigheid voor God, lê nie in wie ek is nie, maar in die feit, dat God my in Christus gegryp het, my syne gemaak het. Hy sê, en as ek swaar kry, as ek ly, nou hier waar ek in die tronk sit, dan troos ek my daaraan, dat hom vir wie ek navolg, hy het ook eenmaal gely. En ek sien dan my lyding in die teken van sy lyding. En daarom sê Paulus, kan ek ook uiteindelik as ek sterwe,
my dood in die lig van Jesus se opstanding sien. Daaroor nou ietsie meer. Dan kom Paulus in vers 10 tot 14, die gedeelte wat ek dink ons as westerlinge, wat toekomsgeoriënteerd is, maklik verkeerd verstaan. Vriende, ons moet onthou dat antieke mense het hulle self oos en na die verlede georiënteer. Vir hulle het die oriëntasiepunt in die verlede gelê. Daar kom ons woord Orient ook vandaan, die ooste. Daar waar die son opkom, die verlede, dit was voor antieke mense. Agter antieke mense was die weste, daar waar die son ondergaan, die toekoms. Baie kulture vandag nog leef verlede georiënteerd. Ons kan amper sê hulle leef in trieraad. Die toekoms is agter hulle, dis agter hulle, want dis onbekend, hulle kan dit nie sien nie, hulle weet nie wat voor lê nie. Wat voor hulle lê is die verlede, dit wat hulle kan ken, dit wat hulle weet, dit lê voor hulle. En wat Paulus dan in hierdie gedeelte sê, maar een ding doen ek maak my los van wat agter my is, en strek my uit na wat voor my is. Dan binne hulle konteks, wat hulle self na die verlede oriënteer, wat voor hulle lê die verlede en agter hulle lê die toekoms. Hy maak hom los van sy vrese vir die toekoms. Dit wat hy nie weet nie, dit wat hy nie ken nie, dit wat onseker is. En hy strek hom uit na dit wat voor hom lê. Wat lê voor Paulus? As hy dan nou na die verlede kyk, as hy hom oos oriënteer. Voor Paulus lê Jesus se kruisiging en sy opstanding. Voor Paulus lê sy Damaskus ervaring. Agter hom lê die onsekerheid oor waarheen gaan ons in hierdie omstandighede. Paulus roep die gemeente van destyds op. Wees my en die ander leiers se navolger hierin. Maak jou los van die vrese oor die toekoms. Want soos ons nou beleef in ons swaar kry en ons lyding, dat ons deel in Christus se lyding, so seker sal ons ook deel in sy opstanding. En dit is wat Paulus sê, as hy hier praat oor die hemele. Die hemele hierso is nie 'n uitsien na 'n lui lekker lewe wat God iewers in die toekoms vir ons voorberei nie. Hemele is hier gewoon, daar waar God is en daar waar Christus is. Vir Jesus het die graf nie die finale sê gehad nie. Hy het opgestaan. En daarom wat Paulus as te ware sê, as ek dan moet sterf, weet ek, dat ek, soos ek in Christus se lyding deel, ek ook in sy opstanding deel. En daarom, ek strek my uit na wat voor my lê. Jesus se kruisiging en sy opstanding. En ek maak my los van wat agter my is. Ek maak my los van my vrees oor die toekoms. Want my sekerheid lê daarin, en daar eindig ons waar hoofstuk 3 vers 1 en 4 vers 1 begin het. My sekerheid lê daarin, dat ek in die Here ingebed is, en dat ek in gemeenskap met die gemeente leef. Vriende, hierdie teks vra nie, dat ons as 21ste eeuse gelowiges, ook nou skielik in trieraad moet begin lewe nie. Ons kan maar aanhou om binne 'n toekomsgerigte kultuur te leef. Die teks konfronteer ons net met die vraag: wat is my oriënteringspunt in tye van onsekerheid?
Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons vra dat U deur U Heilige Gees, deur die Heilige Gees se kragtige werking sal oorrompel, soos U by geleentheid vir Paulus op die pad na Damaskus oorrompel het, sodat ons die lewe sal sien, soos dit werklik is. 'n Lewe ingebed in die opgestane Here. 'n Lewe in verbondenheid met mekaar. En mag dit vir my en Engela en vir ons as Linwood gemeente die oriënteringspunt wees wanneer ons die volgende fase van die bediening betree. Mag ons as kollegas, as werknemers, as leiers, as lidmate van hierdie gemeente vashou aan dit wat voor ons lê, die kruis en die opstanding. Mag ons elke dag in U naam losmaak van die vrees in onseker tye. Nie omdat ons volstrydspolitiek toepas nie. Nie omdat ons naïef is nie. Maar omdat ons met ons hele hart glo dat ons deur die kruis ook deel in ons Here Jesus Christus se opstanding. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons slotlied gaan vervolgens op die skerm verskyn. Liewe gemeente, dit is
vir my 'n oorweldigende voorreg om vir die eerste keer dan vanoggend ook in die woorde van 2 Korintiërs 13 vers 13 die seën van die Here op julle uit te spreek. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.